Goeiedag geliefdes. Vandag wil ek graag praat oor die denke dat ons in die koninkryk is of dat ons na die koninkryk van God toe gaan. Nou ek wil net vra geliefde, as ons sê dat ons is 'n deel aan die liggaam van Christus, is ons nie dan klaar in die koninkryk van God nie? Want Christus sit aan die regterhand van God. So as ons sê dat ons 'n deel in die liggaam van Christus is, dan moet ons mos klaar in die koninkryk van God wees. Hoe gaan iemand jou nou die koninkryk van God instuur as jy klaar uit die vleis uitgaan? Geliefdes, kom ons kyk. Wat hou ons uit die koninkryk van God uit? Wat hou ons uit die koninkryk van God uit? Vlees. Vleeslike gedagtes. Nie hierdie vlees nie, geliefdes, want hierdie vlees is stof. Dit was stof toe u gees daar ingegaan het, terwyl hierdie liggaam geformeer is in die moeder se buik, was u gees. So u gees gee hierdie liggaam lewe. So wat ons nou moet verstaan is, wat is die konsep en die prinsip om in die koninkryk van God te kom? Wat beteken dit om deel aan die liggaam van Christus te wees? Ons moet net verstaan, geliefde, om in die koninkryk van God te kom, is om die vlees te oorwin. Nou, baie mense dink, nee, ons het klaar alle vlees oorwin. Nee, geliefdes, daar's altyd vleis tot op 'n sekere vlak. En daarom wil ek net hê ons moet hierdie dinge verstaan. As ons in 'n amp of in 'n hemel opvaar, dan moet ons vlees afsterf om in daai hemel op te vaar. Ons moet geesteliker word deur om die vleis te oorwin. Maar onthou net, geliefde, ons oorwin nie die vleis en dan word ons geesteliker nie. Die lig kom en dit verwyder die duisternis. Die gees kom en dit verwyder die vlees. Met ander woorde, God maak sy inwoning in ons. God word vergroot in ons deur Jesus Christus. Want die kind is in ons gebore, Jesus Christus. Van die begin af, onthou net, geliefde, Jesus begin by Adam al. Die eerste Adam en die tweede Adam, volgens 1 Korinte 15. Die eerste Adam is aardse lewende siel, die tweede Adam is die Here uit die hemel, Jesus Christus. Nou hierdie konsepte sal ek ook nog alles vir u verduidelik, want u moet dit verstaan, geliefde, asseblief. As u dink u gaan 7 dae 'n week kerk toe en u is in die koninkryk van God, maak u die grootste fout van u lewe. Die koninkryk van God is hier, nie daar nie. Die koninkryk van God is binne in u. En dit is waar God geformeer moet word om die duisternis in my te vervang, sodat ek lig word. Ek moet die seun word, ek moet die mediator word, ek moet die middelaar wees vir al die mense. En daarom as God in my woon, as God in my vlees 'n woning maak, in my verstand, in my denke, dan, geliefde, word ek 'n tempel van God. Dan, geliefde, word ek Jesus Christus, want Jesus Christus is nie die seun van God met ons nie, dis God met ons. Immanuel, gaan lees Matteus, geliefde, Immanuel, God met ons. En daarom is dit so belangrik om te verstaan hoe om by die koninkryk van God in te kom, wat God is, wat Jesus is, wat die Heilige Gees is. So Jesus is Immanuel. Jesus is God. En in Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Wat is die waarheid, geliefde? Die Gees van waarheid, die Heilige Gees. Dit is Jesus. Dit is God. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees, geliefde, is een. En daarom moet die koninkryk van God in my geskep word. Maar wat staan tussen my en God is vlees, 'n onrein hart. Want vlees is vyandskap teen God, volgens Romeine 8, geliefde, ons moet dit onthou. Die wat vleeslik bedink, is die dood. Die wat gees bedink, is lewe en vrede. So wat ek eintlik vir u probeer sê, geliefde, is eerste wat u ontvang, is die Heilige Gees. U ontvang die waarheid. En daai waarheid, as die waarheid groei,
As ek begin lig verstaan, as ek begin geestelik dink, dan word ek Jesus. Onthou dit, want die Vader, die Seun, die Heilige Gees is een, geliefde. Maar ons begin by die Heilige Gees. Onthou net, Jesus is nie 'n groot mens gebore nie. Hy's 'n babietjie gebore in my. So as Jesus 'n babietjie is, gaan hy nog nie kruis toe nie, né? Dis wanneer ek die Heilige Gees ontvang deur die engel Gabriël, want hy leer my die waarheid. Ek sal 'n kind baar. Ek sal geestelik begin sien en verstaan. En dis wanneer die Heilige Gees, Jesus Christus, in my gebore word. Nou word hierdie Heilige Gees, die waarheid in my word groter. Maar nou word ek die heeltyd net met melk gevoed, né? Want onthou net, die babietjie kan nie met groot dinge gevoed word nie. As jy iemand getuig en iemand leer van hierdie dinge, dan gee jy hom nie 'n hele brood nie, né? Jy sê nie, nee, maar julle doen nou verkeerd. Jy mag nie meer dit doen nie, jy mag nie meer dit doen nie. Dit is met vuur doop, né? Ons doop eers met die Heilige Gees. Ons gee eers die liefde. Ons gee hulle eers die waarheid. Nou word daai kind, die Heilige Gees, wat Christus is, wat God is, word nou groot in hom. Hy begin nou beter verstaan. En as daai kind groter word, en hy begin die tempel oorheers, soos Jesus toe hy 12 jaar oud is, toe praat hy in die tempel, toe sê hulle, jou moeder en jou broers wag buite, hy sê, dis nie my moeder en my broers nie. Hierdie wat die wil van my Vader doen, dis my moeder en my broers. So daarom, die wat die Heilige Gees ontvang, geliefde, die wat die waarheid weet, en daai waarheid groei in jou, nou word jy Jesus Christus. Wat leer jy as jy die waarheid leer? Jy leer om kruis toe te gaan. Jy leer hoe om die vleis te oorwin in jou hart. Want onthou, wat staan tussen jou en God? Wat staan tussen jou en die waarheid? My vleeslike gedagte. Want die wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. En daarom sê hy in Matteus 5 vers 8, hy sê, salig is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien, geliefde. En moet ek nie eers vir Jesus sien voor ek God sien nie? Kom ek wys jy net, geliefde, daar is nie 'n Jesus of 'n God ergens nie. Die waarheid, die Heilige Gees word in my gebore. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê in Johannes 14, hy sê vir Filippus, ek is so lank saam met jou, jy het my nie geken nie. As jy my sien, het jy Vader gesien. Met ander woorde, Jesus was nooit 'n fisiese mens nie, want Filippus kon hom nie sien nie, as Filippus nou 'n fisiese mens was. Want Filippus is ook nie 'n fisiese mens nie, geliefde. Niks in die Bybel is fisies nie. Jy kan 'n Goliat wees, jy kan 'n Judas Iskariot wees, jy kan 'n Jesus wees, jy kan 'n Pontius Pilatus wees, jy kan enige ding wees. Dit hang af hoe ver u gevorder is in die gees, en wat die gees hierdie liggaam beheer, en wat hierdie gees beheer. Ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Ek kan 'n skapie wees, ek kan 'n wolf wees. Ek kan 'n slang wees met die gesplete tong, wat onmin saai in die gemeente, wat onmin saai tussen die geliefdes. En wat is vyandskap teen God? Die slang, geliefde. En wie is die slang? Die een wat die dood is, die een wat vlees bedink, geliefde. Dit is die vyand. So daarom is dit so belangrik om geestelik te begin dink. Want wat gaan dit u help, geliefde, as enige iets in die Bybel natuurlik is? Wat gaan dit my help as Dawid vir Goliat met 'n klip tussen die oë gooi, fisies? Dit kan mos nou nie wees nie, geliefde. Ons weet dan van kleins af in sonnaskool, daai 5 klippies wat hy opgetel het by die rivier, né? Die 5 kragte van God. So met ander woorde, as Dawid dan 'n natuurlike mens is, hoe tel hy geestelike klippies in 'n geestelike rivier op? Maar Dawid is hier by my, geliefde. Jesus is hier by my, geliefde. Goliat kan nie by my wees. Alles wat ek huisves hier in hierdie tempel, dit sal daar woon. En daai ander geeste, geliefde, is alles vleeslike gedagtes. Daarom is dit so belangrik om te verstaan hoe om die koninkryk van God te beerwe.
Hoe gaan ek die koninkryk van God beerwe, geliefde? Ek moet ontslaa raak van die vlees. Hoe raak ek ontslaaf van die vlees? Ek moet gedoop word, want die vlees is sonde, is dit nie? Die vlees is vyandskap teen God. Hoe word dit gewas? Die water, die evangelie woord, die afwassing van sonde. So geliefde, dit is nou so belangrik om te verstaan die konsep wat ek hier probeer vertel. Die afwassing van sonde maak my siel vry van die vleeslike gedagtes. Dit maak God vry in my, sodat die vleis nie hierdie tempel beheer nie. Want die een wat hierdie tempel beheer, beheer my siel. Die een wat hierdie tempel beheer, beheer hierdie liggaam. En dan hierdie liggaam sal reageer op wie hom ook al bestuur. Die woorde wat uit my mond uitkom, geliefde, sal wees volgens die God wat in hierdie tempel woon. Daarom is dit so belangrik om te verstaan, hoe gaan ek die koninkryk van God beerwe? Want soos ek al vele male gesê het, niemand kan u die rus instuur nie, geliefde. Ek moet u nou in die koninkryk van God kry. Ek moet u nou wys hoe om die vlees te oorwin. En as u 7 dae 'n week by 'n saal is, of 7 dae 'n week tussen die geliefdes is, maar u breek nie brood nie, en God is nie teenwoordig om u sonde te was en opgelig te word in hemelse plekke nie, beteken al daai goed vir u niks. Wat help het ons breek brood en ons maak net skatte op aarde bymekaar, die goud en die silwer en die edelgesteentes, maar is nie in die hemel nie. Dis in my hart, dis op hierdie aarde. Dis hoekom die barmhartige Samaritaan die man moes gehelp het wat van Jerusalem na Jerigo toe gegaan het. Want hy het afgegaan van Jerusalem na Jerigo. Nee, ons gaan weg van God se stad af. Ons gaan weg van hierdie denke af. Hoekom? Dan gaan die rowers jou oorval, geliefde. Want ons wil ons eie gedagtes gebruik, nee. Want ons verstaan nie hoe om by die koninkryk van God uit te kom nie. Toe kom die rowers en hulle beroof hom van al sy skatte, nee. Hoekom? Want hy het skatte op aarde bymekaar gemaak. Sê die skrif nie vir ons baie duidelik, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Dis nie die natuurlike liggaam nie, dis nie die natuurlike wêreld nie, geliefde. Dis op die aarde, die eerste hemel, die eerste aarde en die tweede hemel en die tweede aarde. Die aarde is die verstand. En as ek leer, wat is die waarheid? Goud, silwer, ek weet, wat beteken dit? Al die evangelietaal, ek ken al die tekste in die Bybel, en ek verstaan al hierdie goed, en as iemand my 'n vraag vra, dan kan ek hulle antwoord. En ek sê, dis reg en dis verkeerd, en ek beheer julle almal met... Dan maak ek skatte op aarde bymekaar, geliefde. En weet jy wat dan? As dit in die aarde is, en nie in die koninkryk van God nie, dan word dit deur my vleeslike aarde beheer. En dis wanneer ek nog kan seer kry. Want iemand sê vir my iets, dan sê ek, Jesus, nou is ek gewond, nee. Nou het ek seer gekry. Hierdie een sê dit, die priester sê dit, die diaken sê dit, die broers en die susters sê dit vir my. Nou gaan ek nie meer kerk toe nie, nee. Want jy's uit die stad uit, geliefde. Jy's weg van God af. En nou word jy gewond. Wanneer kan jy gewond wees, geliefde? Net as jy vlees het. Dis al. As jy gees geword het, en bokant in die hemele is met God, kan niks by jou kom nie. Maar as ons op die aarde is, die verstand van die mens, en ons het al hierdie skatte, en ons wys almal hoe slim ek is, nou kan ek seer kry. Want nou het ek ego. Ek verstaan al hierdie goed. Nou sê iemand vir my iets slegs, nou kry ek seer. Nou het ek daai wond, nee, waar die barmhartige Samaritaan met liefde moes kom toemaak, en wyn en olie daarop uitgooi. Onthou nou, hy het nie die wyn gevat en die wond skoon gemaak en die olie, en toe die verbande omgesit nie. Hy het die verbande omgesit, toe gooi die wyn die olie daarop uit. Want hy moes sy ou hartjie beskerm, die persoon wat nou seer gekry het, nee, omdat hy so vleeslik is. Nou moet hy gaan mooi praat, en hy sit die liefde om, hy sien nie sy foute nie, nee. Hy sit die verbande om. En hy sê, ag my broer, of my suster, of priester, of wie ook al, moenie bekommerd wees nie.
Dit is maar net die swakheid van die mense, en hy het dit nie so bedoel nie, en nou gooi hy die wyn, die bloed wat jy stort, en die olie, die Heilige Gees, daai versagtingsgees, die liefde wat jy vir hom gee, nie? Om hom te vertroos en te sê, kom terug kerk toe, kom terug waar jy hoort. Maar geliefde, onthou een ding baie mooi, die kerk is nie daar nie. Die koninkryk van God is nie daar of daar nie. Die koninkryk van God is nie, kom julle moet nou dit doen, kom julle moet dit doen, dis die wet. Die koninkryk van God is binne in u. Die vrede van God, die liefde van God, die wysheid van God is in u. Dis waar ons moet kom. En die enigste een wat staan tussen my en God, is my ego, my vlees, want ek wil beter weet. Ek wil al hierdie dinge in die Bybel verstaan, maar niemand van ons kom by God uit nie. Daarom moet ons leer hoe om te sterwe. Ons moet hierdie waaragtige evangelie woord, dit is wat ons sonde sal was. Die stof van die aarde sal wegwas, die foute, die sondes. Dis wat dit sal wegwas, die evangelie woord. En dit is daai babietjie wat dan gebore word, Jesus Christus, die Heilige Gees, is alles een. Nou word daai kind groot, en hy begin verstaan in my, ek begin nou verstaan hoe dit werk. Nou weet ek, oeps, ek moet sterwe, ek moet kruis toe. Ek moet werklik nie hierdie skatte net by mekaar maak nie. Ek moet nie net die waarheid weet nie, ek moet die waarheid doen. Ek moet nou kruis toe. Wat is dit om kruis toe te gaan, geliefde? Hê God lief bo alles en jou naaste soos jouself. En dan leer ek hoe om my lewe te gee, want nou wil ek nie meer bekommerd wees oor my natuurlike dinge, my natuurlike denke en die natuurlike skatte nie. Ek wil hierdie skatte nou in die koninkryk van God hê, daar waar ek dit kan lewe, waar ek opvaar. Elke keer as ek meer vlees afsterwe, as ek meer gees verstaan, dan vaar ek op in 'n hoër hemel. Daarom het God vir ons die diaken, die priester, die oudste, die opsiener, viervoud aan die apostel gegee, soos ons wyser word. En daarom, geliefde, sê ek vir u, dit help nie, u gaan 7 dae weer kerk toe, en u oorwin nie u duisternis nie, en u ontvang nie daai lig nie, u vaar nie op nie, want, geliefde, hoekom is dit so belangrik? Want niemand gaan jou die rus instuur nie. Ek moet sorg dat u in die koninkryk van God kom, voor u die liggaam verlaat, want dis hoekom u hierdie hek ontvang het. Soos ek voorheen gesê het, met die verseelingsdiens is die opsiener en die suster daar, vir die geeste wat nie liggaam het nie, om deur te gaan, want dit dien as 'n hek om deur te gaan. Nou het u nog 'n hek, so nou moet u hierdie hek gebruik. U is in hierdie liggaam in 'n moeder gebore, daai gees het ingekom vir u lewe gegee, en u sal weer terugkeer na die aarde, en die gees sal weer vrykom. Hy sal weer verlaat. Maar onthou net een ding, geliefde, ek wil nie hê dat u natuurlik moet dink, en dink, hy sê, die siel moet na God toe gaan, volgens Ecclesiastes, die gees, die siel moet na God toe gaan, en die vlees moet terugkeer na die aarde, dis nie die nie. Ek moet my siel vrymaak van die vleeslike denke. Dit het niks met hierdie te doen nie. Hierdie is net 'n avatar, dis net 'n taxi. So ek moet leer hoe om die vleislike gedagte, wat terug moet gaan na daai aarde toe, waaruit ek geskep is, waaruit Adam geskep is, daai vlees moet teruggaan na daai aarde toe, sodat die siel na God toe kan gaan. En dis waar dit begin. So hierdie konsep, geliefde, om te verstaan wie ek is, waarheen ek op pad is, en hoe om die vlees te oorwin, sodat my siel na God toe kan gaan, dit is wat ek moet weet. En daarom is dit so belangrik, om nie na almal net te luister, en te dink jy is in die koninkryk van God, of dink jy is 'n deel in die liggaam van Christus, net omdat jy in 'n naam van 'n denominasie behoort nie. Dit is nie so nie. Ons het die apostel, profeet, die evangelis, die herder en die leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerke tot opbouing van die liggaam van Christus, en dit is die liggaam van Christus. Natuurlik is dit, maar nie by naam nie, geliefde, dit is die probleem. Die priester in daai hemel, die diaken in daai hemel, die apostel in daai hemel,
wat soveel vleis oorwin het, want as die apostel praat, kan hy nie meer natuurlik praat nie, want hy's in die apostel hemel. As hy jou leer, is dit suiwer God van daai hemel af. As die priester jou praat, is dit nie meer dreigemente nie, dis liefde, want hy is die herder. Hy is die versoener. Hy moet eenheid bring, hy moet liefde bring. Hy moet die skape oppas, hy is die herder. En dit is die werklikheid van die kerk, want die kerk het nie 'n naam nie, geliefde. Die kerk is Christus. Onthou dit altyd. En daarom soek ons nie na 'n naam nie. Ons soek die waarheid. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Immanuel, God met ons, die Heilige Gees met ons, die drie-eenheid. God kan nie daar wees, Jesus daar. Daar was nooit 'n God eers wat sy seun eers heen gestuur het nie. God in Jesus is die kerk van Adam af, die seun van God. Abraham, Isak, Jakob, Dawid. Jesus, die seun van Dawid. Dawid, die kerk. Jesus, die kerk. Hierdie is konsepte wat jy moet verstaan, geliefde. Moenie hierdie dinge net op sy stoot nie. Dis baie belangrik. Dit sal u sielsaligheid kos as u net agter 'n naam aangaan. Soek die koninkryk van God eerste. En nie net by u self nie, want daar gaan u dit nie kry nie. U moet eers hoor. Want as u die Bybel lees, beteken hy vir u niks. Die letter is dood en hy maak dood, maar die Gees gee lewe. Daarom sê hy, you are the epistle that's been written on the flesh tables of your heart, wat geskryf is op die vleestafels van julle harte. Dis waar julle die Bybel moet lees. Die een wat dit verstaan, die een waarin God woon. En dan sal daai Christus u leer, God die woord dan, nie God is die woord nie, die duiwel is ook 'n woord, geliefde. God is Gees, en God wil u siel red. Daarom sal hy sorg dat elke keer as u teenwoordig is waar hy is, sal u bietjie nader aan God kom. U sal bietjie opvaar, u sal bietjie vlees oorwin, u sal bietjie meer geesteliker word. Christus sal 'n bietjie meer in u gevoed word. Dis hoekom ons geestelik moet verstaan, geliefde. As ek gaan en ek vertel die natuurlike dinge van 'n natuurlike Jesus, gaan ek u doodmaak. Maar as ek u vertel van 'n geestelike God, en waarheen u op pad is, en hoe om in die koninkryk van God in te kom, dan kan ek u red. Verder kan ek niks vir u doen nie. En daarom vra ek, geliefde, soek Gees, afwassing van sonde, raak ontslaaf van die vleis, vaar op in hemelse plekke, sodat die dag as u uit die vleis uit gaan, het u klaar hierdie liggaam in die hek gebruik, en u het opgevaar in hemelse plekke, en as u dan uit die vleis uit gaan, is u vry. U is klaar daar, maar u moet weet hoe hierdie konsepte werk. Baie dankie, geliefde, ons sal verder gaan met hierdie leringe, sodat u weet hoe om by Vader uit te kom, en wat is waaragtig die ware weg om by God uit te kom. Dankie, geliefde, God seën u.